Okay. Ons het laasweek het ons 'n bietjie gesels oor geestelike groei en maniere hoe ons geestelik kan groei. En ek dink soms is dit, as ons so terugdink, dis eintlik goed wat ons doen elke dag of veronderstel is om te doen elke dag. Baie keer is dit net goed dat ons net weer 'n bietjie herinner word aan wat ons moet doen en wat die Here van ons verwag. En dat ons dan verstaan hoe ons geestelik kan groei. Maar toe kom die vraag, hoe meet ons of ons geestelik groei? Wat ek dink 'n baie goeie vraag is, want hoe weet ek hier in myself of ek besig is om nie dalk die bus te mis en die verkeerde dinge te doen nie? Ons geestelike groei is iets wat van binne afkom. So ons moet goed doen wat ons van binne af verander. En dink 'n bietjie terug, laasweek het ons gepraat oor soos om die woord te lees, om die woord te bestudeer, om met God te praat deur gebed, om bietjie aanbidding te doen vir die Here. Al daai dinge is goed wat ons van binne af ons innerlike gaan verander. So dit is 'n innerlike transformasie, 'n verandering van jou hart wat dan na buite toe gaan uitgaan. So, maar dis moeilik om dit vas te vang en te meet. Ons kan nie dit meet met 'n liniaal of met syfers of hoe ook al nie. Nou ek wil vir julle lees 1 Petrus 1 vanaf vers daar sit op, want ek kan net weer die vers kry. Vanaf vers 21. Ek gaan sommer vanaf vers 21 lees. Maar ek gaan dit nou vir julle in Engels lees. Through Christ you have come to trust in God, and you have placed your faith and hope in God because he raised Christ from the dead and gave him great glory. You were cleansed from your sins when you obeyed the truth. So now you must show sincere love to each other as brothers and sisters. Love each other deeply with all your heart. For you have been born again, but not to a life that will quickly end. Your new life will last forever because it comes from the eternal living word of God. As the scriptures say, people are like grass. Their beauty is like a flower in the field. The grass withers and the flower fades, but the word of the Lord remains forever. Nou wil ek vir julle lees 2 Petrus 2 vers 3. 2 Petrus 2 vers 3. Ek gaan sommer van vers 2 af lees. Many will follow their evil teaching and shameful immorality. And because of these teachers, the way of truth will be slandered. In their greed, they will make up clever lies to get hold of your money. But God condemned them long ago, for their destruction will not be delayed. Daai is net so 'n bietjie oor die sondige natuur. Maar om onsself of om te meet hoe ons geestelik groei, soos ek gesê het, weet ons dat dit 'n innerlike verandering is. Ons leer dit ook uit die bergpredikasie, waar die Here Jesus vir ons leer, maar dit gaan vir hom oor jou hart en wat in jou hart is. En dit is waar ons verandering moet begin. Nou in 1 Petrus wat ek vir julle gelees het, 1 Petrus 1 vanaf vers 22, gee Petrus vir ons 'n bietjie van 'n indikasie van hoe ons onsself moet meet of ons geestelik groei. Hoe meet ons onsself of ons binnekant besig is om te verander? Nou die eerste ding wat hy vir ons daar noem, is om liefde vir mekaar te hê, liefde vir ander te hê, nie vir jouself nie. Ja, obviously moet jy vir jouself ook lief wees, want die Here het jou lief, maar
die Here verwag van jou om vir ander lief te wees. Ons transformasie is om meer en meer soos Jesus te word. En Jesus is vir ons die ultimate voorbeeld van hoe dit is om lief te hê. Hoe dit is om ander mense bo jouself lief te hê, want hy het homself gegee vir ons. Dit sê, as ons ander lief het, sê dit vir ons wie ons is as kind van die Here. Johannes 13 vers 35 leer dit vir ons. As Christen moet ons ander lief hê. Maar dit sê ook iets van onsself as Christen en as kind van die Here. Hierdie liefde verander wat ons het, of wat ons moet hê in hierdie groei en in hierdie stap saam met die Here, bring ons ook nader aan die Here. Dit het 'n effek op ons verhouding wat ons met die Here het. So, daardie liefde verander wat ons groei in, laat ons ook en help ons ook groei in ons liefde vir die Here. In Matteus 6 vers 46 sê die Here Jesus vir ons, dat ons selfs ons vyande moet lief hê. Dit is nie te sê dat jy jou vyand om die hals moet val en jou ewige liefde moet verklaar nie. Maar die Here verwag van ons om ons vyande lief te hê deur hulle met respek te behandel, deur die son ook oor hulle te sien skyn. So daar's hierdie voorbeeld in die Here Jesus wat ons skryf, hoe dit is om ons vyande lief te hê. Aan die kruis was sy woorde gewees, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. So, daar was 'n sagtheid rondom hierdie liefde vir sy vyand. Dit beteken ook as ons ander liefhet, dat ons onselfsugtig diens gee. Selfs vir die waar dit moeilik is om lief te hê. So, daar is dalk iemand in ons lewe waar ons regtig voel, ja, maar ek kan nie, daai persoon, nee, ek kan nie. Die Here vra van jou om daai persoon lief te hê en diensbaar te wees en te help as daar probleme is en jouself op te offer vir so 'n persoon. Die tweede ding wat 1 Petrus vir ons noem hierso, is dat ons 'n haat vir die sonde sal hê. Daar sal 'n groeiende onverdraagsaamheid teenoor sonde in jou eie lewe wees. Dis baie belangrik. Ons is hier en ons moet na onsself kyk. So, ons moet na die sondige natuur van onsself kyk en ons moet sorg dat ons die Here se pad loop. En jy gaan voel dat, jy gaan agterkom as jy dalk onwetend iets verkeerd doen, of daar is altyd hierdie klein stemmetjie wat in jou gedagtes vir jou gaan sê, hey, dit wat jy gedoen het was nie reg nie. So jy gaan hierdie konstante onverdraagsaamheid ten opsigte van sonde ervaar. En dit gaan word goed wat jy dalk gedoen het in die verlede wat jy nie meer wil doen nie. En dat jy goed in plek sit om nie weer soontoe te gaan nie. Ons leer uit die Bybel uit dan verder dat ons moet ontslaa raak in ons lewe. As ons hierdie groeiende onverdraagsaamheid ervaar, dat ons ontslaa moet raak van hierdie goed soos dat ons kwaadwillig iemand wil seermaak, dat ons doelbewus oneerlik wil wees, dat ons skynheilig is, dat in die sin dat ons sê een ding maar ons doen 'n ander ding, dat ons afgunstig is en nie die son oor iemand anders sien skyn nie, dat ons iemand laster en hulle reputasie daardeur benadeel, of dat ons maklik oordeel. Ek dink dit is iets wat mense maklik doen, is om iemand anders gou-gou te oordeel. Wat is daardie daad van om te oordeel?
Dis 'n daad om iemand se enkele ervaring te isoleer, dit vanuit die lens van jou eie lewe te beskou en aannames oor daardie persoon te maak, sonder om te dink of te besef dat daar meer konteks, emosies en meer perspektiewe in hulle optrede is. En dis hoekom ek nou vir julle gevra het, hou in gedagte dit wat julle gesien het in die video en hoe hierdie mense aangetrek is en hoe hulle lang hare het en so. Is dit nie vir ons, dis nou 'n maklike voorbeeld, is dit nie so dat as 'n mens so iets sien, dan neem jy dadelik aan, as jy nou nie gehoor het wat hulle sing nie, sou jy dadelik aangeneem het, maar hierdie mense is dalk nie kinders van die Here nie, want kyk hoe lyk hulle. Kyk hoe trek hulle aan. Kyk hoe lyk hulle hare. Verstaan julle, daai tipe van oordeel is maklik om te gebeur. En die Here sê vir ons dat ons moet ontslaa raak daarvan. Die derde ding wat 1 Petrus vir ons sê, is dat daar hier in jou binneste sal wees 'n honger na die woord van die Here. Jy sal 'n begeerte hê om die skrif te lees en te verstaan en te weet hoe om jy sal wil weet hoe moet jy dit toepas. Net soos wat ons nou die vraag het, hoe weet ons dat ons geestelik groei? Ons verstaan dat daar geestelike groei moet wees, maar hoe weet ons dat ons op die regte pad is en dat ons onsself geestelik laat groei? En net om so 'n bietjie bevestiging te kry van dit wat ek opgelees het hieroor, het ek toe afgekom op 'n stuk wat C.S. Lewis geskryf het. Nou, C.S. Lewis was 'n prediker in Engeland baie jare terug. En hy het vir my ook 'n paar waarhede gesê. En hy het vir my 'n paar waarhede gesê wat ook baie goed aansluit dit wat ons in 1 Petrus lees. Hy sê onder andere dat ons onsself nie met onsself moet vergelyk nie. 2 Korintiërs 10 vers 12, wil ek gou vir julle lees. 2 Korintiërs. Kom nou. Twee Korintiërs 10 vers 12. Daar staan: Oh, don't worry, we won't dare say that we are as wonderful as these other men who tell you how important they are. But they are only comparing themselves with each other, using themselves as a standard of measurement. How ignorant. We will not boast about things done outside our area of authority. We will boast only about what has happened within the boundaries of the work of God has given us, which includes our working with you. We are not reaching beyond these boundaries, and we claim authority over you as if we had never visited you. For we were the first to travel all the way to Corinth with the good news of Christ. Moenie jouself met jouself vergelyk nie. Vergelyk jouself met die Here Jesus, want dit is jou doel in geestelike groei, is dat jy meer en meer soos Jesus wil word. Die mate van ons Christelike volwassenheid, ons het laasweek 'n bietjie gesels oor om nie meer melk te drink nie, maar om oor te gaan na vaste kos toe, dit maak ons geestelik meer volwasse. So die mate van ons geestelike volwassenheid word gesien wanneer die volheid van Christus toenemend in ons lewens wys. Wat beteken dit? Dit beteken die totale som van al die eienskappe wat die Here maak wie hy is, om meer en meer soos daardie
daardie eienskappe van hom te word. Ons leer in Galasiërs 5 die vrug van die Gees. Joy, peace, al daai wat daar gelys is. Die Here is dit. En ons doel moet wees om meer en meer soos hy daardeur te word. Ons moet daarom soek na wie Jesus was. Ons moet die skrif bestudeer om te sien wie Jesus was. En dan om soos Paulus, as ons die skrif bestudeer, gaan ons deur hierdie fases gaan van ons liefde vir ander gaan meer word. Ons haat vir die sonde gaan al hoe meer word. En ons gaan al hoe meer wil leer na wat die Here vir ons in sy woord sê. En dis tog die doel van geestelike groei, né? So volgens C.S. Lewis sê hy dan, meet ons, dat ons lewensdoelwit moet wees om God te eer. So om alles wat jy doen in jou hele lewe, dat jy God daardeur verheerlik. So as jy op 'n punt kom waar elke liewe dingetjie wat in jou lewe gebeur, dat jy die Here daaraan koppel, dan is jy besig om geestelik te groei. Want jou lewe is die Here. Dit wat in en om jou lewe is die Here. As jy nie op 'n punt meer is waar jy, as daar iets gebeur, waar jy sê, o, dit was maar net luck gewees nie. Daar bestaan nie 'n ding soos luck nie. Daar bestaan net 'n ding soos die Here en die dinge wat hy in jou lewe laat gebeur. C.S. Lewis sê ons kan onsself ook daaraan meet om te sê ons groei geestelik as heiligheid, om heilig te wees, vir ons belangriker is as om gelukkig te wees. Wat bedoel hy daardeur? In vandag se lewe gaan alles vir almal net om hulle self. Is net ek, is net ek, is net ek. Maar wanneer hierdie siening van jou, dat alles net om jouself gaan, verander en dit na God skuif, en dat dit alles oor God gaan, dan groei jy. Dan word heiligheid vir jou belangriker as bloot net om gelukkig te wees. Hy sê, ware geluk, om regtig gelukkig te wees, kom op die pad van heiligheid. So as jou lewe draai om God, en alles wat God in jou lewe is en doen, dan kan jy nie anders as om geluk op hierdie pad te vind nie. Ons kan ook dan vra, maar wat beteken heiligheid? Wat sê die Bybel vir ons? Wat beteken dit om heilig te wees? Dit beteken om afgesonder te wees vir God en vir God se doeleindes. Toe God vir Israel gesê het in die Ou Testament in Levitikus om heilig te wees, het hy hulle opdrag gegee om onskeidbaar te wees van om onderskeibaar te wees van die ander nasies, deurdat hy vir hulle spesifieke reëls en regulasies gegee het waarvolgens hulle moet leef. God het hulle afgesonder as sy volk en het hulle standaarde gehad waarvolgens hulle leef, wat van God afgekom het. En dit is dieselfde met ons as kinders van die Here. Om heilig te wees beteken dat God ons afsonder vir hom, dat hy vir ons reëls gee waarvolgens ons moet leef. En hierdie reëls vind ons in sy woord. Ons leef volgens sy standaard wat hy oor ons lewe gesit het, en nie volgens die standaarde van die wêreld nie. Daardeur bedoel God nie dat ons perfek moet wees nie, maar dat ons onderskeibaar is van die res van die wêreld, sodat ander Jesus in ons kan sien. C.S. Lewis sê ook dat ons sal hinker na die woord, dieselfde as wat Petrus van praat, dat ons
'n verhoogde begeerte sal hê om die skrif te leer ken. C.S. Lewis sê dan ook dat ons sal 'n onderskeidingsvermoë ontwikkel tussen goed en kwaad. 'n tipe van 'n intuïsie wat vir jou sê dis sleg en dis goed. En daardie intuïsie van jou moet jy volg. En soos wat jy groei en die Here groei, gaan hierdie intuïsie van jou sterker en beter word. Hy sê ook dat jou lewe nie dinamies, jou lewe sal dinamies wees, nie staties nie. Dit beteken dat jy sal uitreik na die veranderinge wat God in jou lewe bring. As daar verandering kom wat jy weet wat van die Here afkom, sal dit vir jou nie sleg wees nie. Jy sal dit nie sien en ervaar as iets slegs in jou lewe nie, want dit kom van die Here af. En as dit van die Here afkom, beteken dit dat hy vir jou iets wil leer. So jy sal dit aanvaar as die goeie en perfekte wil van die Here in jou lewe. Selfs al is dit 'n tipe van 'n dissipline wat hy oor jou lewe bring. Ons vind daar dat Paulus hieroor praat in Romeine 12 vers 2 en ons lees dit ook in Hebreërs 12 vers 11. Die ander ding en ten opsigte van hoe om geestelike groei te meet, sê C.S. Lewis, dat ons gaan met hernieude denke dink. Jy gaan nie meer dink soos wat jy gedink het toe jy die ou mens was nie. Jy gaan anders te dink eerstens oor God, jou eerbiedige vrees vir die Here en ontzag vir sy heiligheid en sy heerlikheid. Jy gaan anders dink oor jouself, want dit gaan nie meer oor jouself nie, maar dit gaan oor die Here. En jy gaan anders dink oor ander. Om ander lief te hê sal vir jou 'n ander betekenis aanneem as toe jy die ou mens was. Jy sal ervaar dat daar hierdie nederige interafhanklikheid en diensbaarheid ten opsigte van ander mense ontwikkel in jou. So wat kan ons sê, wat is die slotsom, hoe meet ons of ons geestelik groei? Jy gaan nooit ophou om geestelik te groei nie. Dis 'n lewenslange proses. Vir die res van jou lewe gaan jy geestelik groei. En gaan jy dinge doen om jou geestelik te laat groei. Ons kan dit nie kwantitatief meet nie. Daar is nie 'n prestasietrappe om dit te meet nie. Maar dit is 'n proses om meer en meer soos Jesus te word. En om meer en meer soos Jesus te word, moet ons weet wie Jesus was. En om dit uit te vind, moet ons die pad saam met hom loop, deur sy woord. En hoewel ons dit nie kan meet op 'n tasbare manier nie, is dit tog iets wat in jou lewe sigbaar gaan word vir ander mense, soos wat jy groei in jou stap met die Here. Daar gaan wees 'n groeiende selfopofferende liefde vir God en vir ander mense. Jy gaan besef dat jy afhanklik is van die Here, eerder as om op jouself staat te maak. Al hierdie dinge wat jou innerlike gaan verander, gaan éventueel uitkom in hoe jy optree en hoe jy na buite toe uitreik na ander mense. Dit gaan uitkom in hoe jy dink oor die Here en hoe jy kontak maak met die Here. En dit gaan uitkom in hoe jy oor jouself dink en hoe jy oor jouself dink as kind van die Here. OK. Dankie Ron.